Goeienaand, ons kuier hier in Pretoria saam met Dr. Theo de Jager. Ons het pas die media verklaring gehad waar hulle 'n paar groot goed aangekondig het. Ons gaan 'n bietjie met Theo van Saai gesels oor presies wat vandag hier gebeur het, hoe hy voel oor die pad vorentoe en wat dit nou vir die beesboer beteken. Al hierdie groot wat gebeur het, maar gaan eers dat hy so in kort Afrikaans vir ons verduidelik presies wat nou vandag se uiteinde is. Theo, kom ons begin maar eers, hoe gaan dit? Nee, het gaan na vandag net regtig goed, dankie. Hard gestoei, lang sessies gewees hierso. Ons het ure ingesit vandag om hierdie tafels, ja. Hier en daar was dit so 'n bietjie warm. Maar op 'n hele dag lyk dit vir my of dit die skikkingsooreenkoms wat julle nou met mekaar sit wat in die pad vorentoe is wat julle wou gehad het. En is ook iets waarmee die ander partye van die staat se kant af ook tevrede is. Is dit min of meer hoe som ek dit reg op? Ek het nou 3 keer hierdie skikkingsooreenkoms moes deurlees vanmiddag, nee. En na dit, toe sê ek vir my kollegas by Vrystaat Landbou en by Sakeliga, daar's regtig niks wat ons hier wou ingehad het, wat nie in is nie. En daar's niks in hierdie skikking wat ons nie daarin wou gehad het nie. Ons kon nie regtig vir iets beters gehoop het nie. Maar as jy nou in konteks sit, nee, onthou, die ding het begin deurdat die vorige minister gesê het, ons gaan alles inent. Ons gaan die hele land se beeste inent. En eintlik, in die echo van sy stem, moes ons al toegehoor het, ons gaan al die vee inent. Ons gaan al die gesplete hoevee inent. En dit was in November. In Januarie het ons groepering, Saai, Sakeliga, Vrystaat Landbou en ook 'n paar ander organisasies, wat uiteindelik nie deel geword het van die hofsaak nie, het gevra, hoekom mag ons nie ons eie goed inent nie? Trouwens, ons sien niks in die wet of in die regulasies wat ons verhoed om self te ent nie. Ons sien nie eers iets wat ons verhoed om dit self in te voer nie. Maar ons het nie antwoord gekry nie. En toe ons 'n 4de, 5de keer probeer het ons besluit ons vra vir die hof, wat verhoed ons om dit te doen. En dit raak toe uitgerekte storie, dit oor 5 maande gekom. Hier in Mei maand het ons eers begin einde kant toe staan en sê die hof toe uiteindelik niks. Julle mag iets. Maar dit is 'n interim bevel. En nou gaan die saak aan, hy moet nou permanent gemaak word. En in daai proses kry ons 'n nuwe minister. En minister Oukamp het onmiddellik, van die eerste goed wat hy gedoen het, is hy het gesê hy gaan nie terug in die hof en met hierdie ding. Hy het vir my gebel daai oggend nadat dit nou bekend geword het dat hy die minister gaan wees. Hy het ook vir Frans Wilkens gebel. En hy het gesê, kerels, nie dat ons in die hof oor hierdie goed stry nie, kom ons gaan sit om 'n tafel. En ons probeer verstaan waar ons vandaan kom, kyk of 'n ou dit nie kan skik nie. En die oomblik toe hy as minister bevestig word, toe sê hy, ek soek 'n dag uit julle lewens uit. En dit was nou vandag. So hy het dit einde verlede week gereël, ons het vandag 8:00 al begin praat. En hy het uiteindelik was die 3 groot goed wat ons op ooreengekom het. Die staat sê dat die wet sê net 'n authorized person mag ent. En die wet sê die direkteur dieregesondheid is nou authorized person. Maar een kan nie in die hele land ent. So hy maak toe al die staatsveeartse ook authorized persons. En toe wil ons weet, maar hoekom kan elke veearts nie dit wees nie, en hoekom kan elke boer dit nie ook wees nie? Toe sê hulle, want jy kan nie vir 50,000 of meer mense dit maak nie. Kyk, kan jy nou dink die administrasie agter dit, die bottelnekke. Toe sê ons, hierdie ding kan digitaal gebeur, man. As jy al die boksies geteken, dan moet jy outomaties dit kan wees. En dis waarop ons ooreengekom het. Ons gaan dit so maklik en so vinnig as moontlik maak vir enige boer om as 'n authorized person geregistreer te word om die enstof te kan hanteer en sy eie goed te ent. Ons het ook ooreengekom, die staat gee al sy aansprake op 'n monopolie in die hantering van enstof af. OWP is nie meer die alleen invoerder van Biogenesis Bio se enstof nie. Enige enstof wat inkom, gaan nie nou meer deur OWP nie, dit kan direk van die vervaardiger af, ouer Tambo toe, van daar af
veearts in die klein dorpie, van daar af boer na die beeste. So dis die tweede groot ding wat ons ooreengekom het, en ons het ook ooreengekom dat ons gaan 2 hoë impak in entingsveldtogte hê, 6 of 8 weke. En ons alles, dan wag ons vir 2,5, 3 maande, dan doen ons dit weer. Dat ons net eers die siekte in sy spore stuit. En dan gaan ons deur al hierdie rigmarole wat die Wêrelddieregesondheidsorganisasie van ons vereis, om weer 'n land verklaar te word wat vry is van back and claw sonder inenting. En dit is 'n lang pad wat ons moet stap, maar dit voel vir my wat vandag meer is, dit is meer as net reëls wat verander het. Daar's 'n gesindheid wat verander het, van onderste poort af en van ons staatsinstansies af, en dit alles saamgebring deur die minister. Kyk, hy moes al die respondente hier hê. OBP was die Landbou Navorsingsraad was hier, die tot die privaat laboratoria wat ons destyds ingetrek het. So almal was hier. En hy het by 3 geleenthede deur die loop van die dag, veral waar 'n bietjie warm geword het, hy gesê, goed, as dit ons ooreenkoms is ons almal op dieselfde bladsy, en hy het 1 vir 1 deurgewys. Sê as daar iemand is wat 'n teenspraak het, dis nou jou kans om te kaart. So hy het 3 keer seker gemaak, daar's wils ooreenstemming. As niemand wat nou na hierdie skikkingsooreenkoms geteken is, kan sê, maar ek is nie tevrede nie. In die vergadering was ons almal tevrede. Jy het ook gesê, so ons vandag gepraat, daar is nog baie ander probleme in landbou wat aangespreek moet word. Dink jy hierdie is 'n manier om die deur op te maak te sê, maar weet jy wat, ons kan dit baie beter en meer effektief doen as ons saamwerk in privaat sektor met die staat. En ons sien dit in baie ander dele van die land waar in ons munisipaliteite waar die staat en privaat sektor saamwerk, gaan dit aansienlik beter. Dink jy hierdie is die toekoms wat blink lyk vir die boere? Kyk, dit gaan oor 'n leierskapstyl, nee. Ek het dit baie geniet om hom vandag dop te hou. Hy het regtig 'n uitsonderlike leierskapstyl. Hy het van die begin af, hy het die ingestap en gesê, dis waartoe ons op pad is. So iemand wat nie saamstem nie, ons gaan so almal so op pad, ja. Hier is die beginsels waarop ons gaan werk. Dis iemand wat daarvan verskil. Hy het dadelik sy beginsels neergelê. En van daar af het hy bevel en beheer uitgeoefen. Nou, na ons die hofgeding geskik het, en wag laat die prokureurs dit in die regte prokureurstaal op skrif sit. Toe gesels ons 'n bietjie weier en ons sê, daar's 'n klompie goed wat uitstaande is, die landboumeesterplan. Dis nie soveel anders as die proses wat geloop het in Back and Claw nie. Daar's so 'n klein groepie, wat baie naby aan die minister is, wat saam gesing het, en die res is uitgelaat. Ons insette is nooit geakkommodeer nie. En ons het wesenlike probleme met die meesterplan, jy het beginselprobleme. As jy 1 op 1 moet van die ander organisasies praat, behalwe die vakbonde, stem hulle met jou saam. Maar nie groter groep. En wil hulle hom implementeer net soos wat hy daar is. Nou, hy het gesê, daai ding kan ons ook so deurdrag. Hy sê, hy dink, as ons 'n dag spandeer op dit, dan gaan ons belyn wees op die meesterplan, en ek stem met hom saam. Ek dink ook ons sal dit gaan regkry. Maar daar's dinge wat uitstaande is, die gesprek oor vals vleis, oor vleis aan 'n loë. Jy weet nou dat ek het 'n broertjie dood oor hierdie plantgebaseerde en insekgebaseerde alternatiewe en laboratorium gekweekte alternatiewe. As hulle vir hulle self 'n mark kan vind, kan niemand in hulle pad staan nie, maar ek het moeilikheid daarmee dat hulle daai goed in dieselfde yskas as regte vleis in die winkel wil pak. 100%. En ek het groot probleme daarmee dat hulle dit vleisname wil gee. Ja, nee. Sê jy het hier verwerkte insekte. Moenie sê hierdie is 'n chop nie. Moenie sê dit is 'n frikadel nie. Moenie die geleentheid skep dat 'n verbruiker onder 'n wanindruk gebring word en dalk 'n ding koop wat hulle andersins nie sou koop nie. En baie teleurgesteld is na die tyd nie. Theo, dis nou maar, vandag is al baie beloftes gemaak en aantekeninge is neergesit en al die goedjies. Amper so 'n bietjie baie keer praat ons van die honeymoon phase as hierdie dinge gebeur. Oor 'n week van nou af is hierdie honeymoon feeling verby en dan moet alles
geïmplementeer word en gewerk word. Wat is julle ooreenkoms met om seker te maak dat wat ook al nou hier vandag gebeur het, dat ons seker maak dat hierdie boksies getik word en dat almal verantwoordelik gehou word. Want nou moet julle ook verantwoordelik gehou word want julle gaan nou help met die implementasie van digitale sisteme. Hoe het ons dit gaan gedoen word? Kyk, hierdie ooreenkoms, ons het nou geteken almal vanaand. Nou word dit 'n bevel van die hof gemaak. Dan is daar nie onduidelikheid oor nie. Dis op skrif. Dis hoe dit moet gebeur. As iemand dan sy eie install invoer en hy doen aansoek vir 'n artikel 21 en hy doen aansoek vir daai permit en hulle sloer moet dit, dan gaan nou moet sê mooi. Julle is nou buite die raamwerk van wat ooreengekom is. Trek julle ons nou terug binne in hierdie konfliksone in. Maar ek dink nie hierdie minister sal dit sommer toelaat nie, hoor. Jy kan hoor, hy het nie net 'n fyn aanvoeling vir die reg nie. Kyk, uitlog is wat. Hy het 'n baie fyner aanvoeling nog vir wat op 'n plaas aangaan. En dis 'n groot bate, dis iets wat ons vir 30 jaar nie gehad het nie. Hoe werk die besigheid op 'n plaas? Wat gebeur as jy jou punte nie by mekaar kan kry nie? En hy het 'n empatie daarmee. So ek het 'n klomp oop vir hom. Ek was in my hele lewe nog nie in die politiek betrokke nie en ek was nog my hele lewe lank skepties oor die politieke strukture en die politici. Maar as jy kyk na wat hy vandag reg gekry het, van waar ons vanoggend was tot 'n skikking wat geteken is. Dis 'n groter skuif as dit in die afgelope 2 jaar gebeur. En in my leeftyd in georganiseerde landbou, in die tyd toe ons nou nog 'n eenpartystaat was of 'n enkelparty regering gehad het ons nie hierdie kwaliteit van gesprek gehad het. Nie net, ja, ons stem nou met mekaar saam nie, maar waar nou die vlamme hoog staan. Dus kom ons meet beginsels teen mekaar. Dis waaroor dit gaan. En hy by geleentheid het hy gesê, hoorie, ek is die minister hierso. Moenie vir my sê, maar jou departement se standpunt is dit nie. Ek sien minister hier en ek sê nou vir julle almal, die kant van die tafel en daai kant van die tafel. The state must be an enabler, not an obstacle. Dis die beginsel. En as julle voel dis 'n obstakel, dan moet julle die obstakel uit die pad uitrol. Hy het sy hakke ingekap. Ja, maar dit is die tipe leierskap wat ons kort dit in baie ander plekke in die land. Maar soms dit is 'n stukkie goeie nuus. As ons kyk na die diesel en die alle klomp probleme waardeur die oorlog en kunsmis en die goeder gaan, is hier 'n stukkie goeie nuus en 'n stukkie hoop wat ons eintlik nodig gehad het. Ek dink kom op 'n goeie tyd vir landbou. Kyk, ons het nou vandag vir mekaar gesê hierdie is 'n moeilike jaar, nee. Dis die perfekte storm. Ons harte bloei vir die graanboere. Hulle goed werk nie vanjaar nie. Reuse oes. Ja, somme nie. Somme klop nie. Ja, die boere wat deur die vloed getref is. Daar is baie boere wat heeltemal uitgeknikker is deur hierdie vloed. Ja. En nou hierdie back and claw. Alles in 1 jaar. Volgende maand is ons groot betaalmaand. Dis Augustus. Die bankbestuurders sit te wag en die koöperasiebestuurders sit en wag. Ons het daaroor ook vandag gepraat. Ons het vandag vir hom gesê, minister, jy kan nie in die besigheid inmeng nie. Maar jy kan almal bymekaar roep en sê buitengewone omstandighede vra vir buitengewone optrede. Kom ons praat 'n bietjie oor die finansiële verknorsing waarin 3 groot rampe in 1 jaar die boere gelos het. Kom ons praat oor dit. Toe help ons die bedryf. Toe, dankie vir jou tyd. Dankie vir die tyd wat jy in hierdie ingesit het. En ja, ek weet jy werk nog al die jare hard vir die boer, of dit nou in die wêreldorganisasie is of hierso is, maar ek dink is lekker om jou in Suid-Afrika te hê in hierdie krisistydperk. Was dit of nodig geweest dat jy ook terug in die land is? Ek dink is 'n goeie ding. Dankie Tinus, en dit is altyd baie lekker om jou platform te deel. Die kommunikasiedeel van landbou is waarskynlik die mees afgeskeepte oor die afgelope paar dekades. Jy is een van hierdie jong generasie wat 'n berg skuif in kommunikasie. Dankie dat ek kan deel wees van dit. Thanks Theo. Okay, Theo die Jager. Mense, ons gaan nog baie van Theo hoor en ja, ek dink Theo
Theo het, ek dink hy 2 jaar teruggekom in die wêreldorganisasie, of 3 jaar terug. Hier is al 4 jaar. 4 jaar terug, maar ek dink op 'n goeie tyd teruggekom want ons het hom wragtig nou nodig. Maar ek sien uit na ons dinge. Ek dink ons gaan baie storms trotseer, maar ek dink ons gaan net aan 'n ander kant uitkom. Praat weer. Dankie.